Welkom in my Afrikaanse klas graad 12. Ons is besig met die tweede deel van die verhouding tussen die karakters in Lien se langstaan skoene. So kom ons val dadelik weg. Ons gaan vinnig kyk na die verhouding tussen Lien en Gerard. Onthou nou Gerard, ai tog, ek raas nie met julle nie hoor. Sy bynaam is Kuifie, omdat hy so 'n gegelde kuifie gehad het. En hy verteenwoordig die kerk in die storie. Nou, jy weet, die kerk kan mense opgewonde maak of mense laat huil. En ek dink hy het wonderlik reg gekry om 'n baie positiewe invloed te hê. Tannie Bets was die een wat hom vertel het van die gesinnetjie wat daar kom bly het. En omdat hulle deel van sy gemeente was, geografies, het hy besluit om hulle te gaan besoek. En Lien is liggies geïrriteerd met hierdie mannetjie. Hy's jonk, hy het hierdie kuifie, sy het net gevoel, hy gaan nie die pyp rook nie. Hy's 'n bietjie lig in die broek, hy het nie genoeg ervaring nie, hy sal nie weet wat om te doen nie. Later aan het sy bietjie sleg gevoel oor hoe onbeskof sy eintlik met hom was en hom nie regtig 'n kans gegee het nie. Dirkie, wat ook in die woonstelblok gebly het, en Gerard was instrumenteel dat Lien se ma, Christine, op die ou end in 'n rehabilitasiesentrum kon gaan vir haar drankprobleem. Dit het goed gegaan die eerste keer, en toe sy ontslaan is en terug is by die huis, het dit vir 'n paar weke goed gegaan, en toe het sy drank gesteel. Want natuurlik was daar nie geld nie, sy het nie meer gewerk nie. En Gerard het hier ingetree en het weer dit reg gekry dat sy vir 'n tweede keer na die kliniek toe kon gaan. En daardie tweede keer het regtig al die verskil in Christine se lewe gemaak. Gerard was ook die een wat vir Lien, wat gesien het dat Lien op die hoek van die straat staan en geld bedel. En dit het vreeslik gereën die dag toe hy dit raak gesien het. En hy was so vasberade, dat hy het net eenvoudig vir haar gesê, hy gaan nie ry voordat sy by hom in die kar geklim het. En sy groot warm hart het hy op die ou end vir haar net probeer help. Hy was glad nie veroordelend nie. Hy het haar nie, he didn't judge her for what she was doing. En hy het op die ou end vir haar so baie beteken, soos wat ons ook in die volgende sal sien. Hy het haar op 'n baie subtiele manier gehelp. Hy het op die ou end met binnelandse sake onderhandel, want onthou, Christine het daar gewerk en sy het pensioengeld gehad, wat sy bygedra het, en hy het onderhandel dat hulle daardie geld vir haar uitbetaal. Hy het die kerk betrokke geraak. Onthou, ek het op 'n vorige keer gesê, hy het vir Lien gevra om 'n klein begroting op te stel. Die kerk het sulke fondse wat hulle vir mense kan help, wat in nood is. Dan het hy vir Lien werk aangebied in die sin van, hy het vir haar gevra of sy hulle baba sal kom oppas, as hy en sy vrou ergens heen moes gaan of iets moes doen. En dan het hy vir haar geld gegee daarvoor. En op die ou end was hy instrumenteel daarin om vir Lien se ma Christine 'n pos by 'n laerskool te kry as 'n musiekonderwyseres. So, hy was baie
betrokke, baie prakties betrokke in Lien en Christine hulle se lewe om 'n verskil te maak. Al hierdie goed, die feit dat hy gereël het vir die pensioen, die feit dat die kerk help, die feit dat Lien kan hulle baba oppas, die feit dat haar ma weer 'n werk het beteken dat Lien kan ophou bedel. Lien het nie meer nodig om daai groot verantwoordelikheid te dra, om op die straathoek te staan en geld te kry, sodat sy die woonstel hier kan betaal, die elektrisiteit, kos ensovoorts. En deur hierdie hele betrokkenheid van Gerard, het daar 'n groot verandering in Lien gekom, en het sy die moed gekry. She got the courage to go and visit her mom and dad. En Gerard is vir my so 'n positiewe karakter. Gewoonlik word die kerk baie keer so karikatuuragtig uitgebeeld in stories. Maar in hierdie boek is daar regtig 'n stuk geloofwaardigheid, 'n authenticity, in hoe Gerard die hele situasie hanteer. En it's got to do with faith in action, without standing in judgment. En dit maak my hart bly. Die verhouding tussen Lien en Roos was nogal 'n interessante stormagtige verhouding aan die begin. Roos was baie onvriendelik en aggressief aan die begin, want sy het op Johnny se plek gestaan. Lien, met as dit nou soos die straat is, en daar staan Tibby, en daar staan Roos, en sê nou maar hier was Johnny, en toe gaan staan Lien op Johnny se plek, en toe is Roos baie ongelukkig. Toe draai die storie om. Toe Lien het in Roos se hart ingekruip, en toe Johnny terugkom na sy plek toe is sy weer ongeskik en onbeskof met die arme Johnny, en sy het hom verskree en hom geslaan, want hy staan op Lien se plek. Sy vertel haar storie aan Lien, van haar omstandighede, en haar kind, en haar kleinkinders. En ek dink dit was een van die goed wat Lien se kop oopgemaak het, om te verstaan, maar daar's ook 'n ander kant van die saak. Nadat Lien opgehou bedel het, was sy vir 'n rukkie, het sy nie na die, hulle het hierdie plek het hulle entertainment corner genoem, met Tibby wat so entertaining was. So Roos was 'n bietjie vies vir Lien dat sy hulle sommer net gelos het. Maar Lien nooi hulle toe na die toneelopvoering toe. En dit is so 'n kosbare deel van die boek. Julle moet dit lees, hoe Roos hulle self uitgevat het en mooi aangetrek het vir hierdie okasie. En Roos het sulke waardering vir Lien en hoe sy haar lewe bymekaar getrek het en net 'n bietjie groot sukses gemaak het. Sy noem vir Lien, jy's 'n great pal. Lien en Mimi, nou Mimi is 'n bietjie van 'n averegse vriendin. Hulle was saam op skool, hulle wou albei prokureurs word, hulle het albei gegaan vir audisies vir die toneelstuk, en toe Mimi 18 word, toe wou sy nie vir 'n fancy ete saam met haar ma en pa gaan nie, sy het vir Lien gevat vir 'n ete by die Wimpie. Hulle het baie pret, die twee vriendinne, lag baie, en juffrou Breitenbach het op 'n stadium vir hulle gevra om die rekwisietekamer netjies te maak. Nou die rekwisietekamer is daar waar al die props en die goed van al die toneelstukke wat hulle nou al gedoen het, geberre word. En dit is waar Lien die brilletjie en die pruik gekry het, wat sy gedra het as sy gebedel het. Later aan toe hulle nou begin repeteer,
en hulle tot laat in die aand gerepeteer het Mimi gesê, Malien moenie stap woonstel toe nie, sy moet saam met Mimi in hulle kar ry, en want Mimi hulle het 'n sjofeur wat haar dan net kan gaan aflaai. Natuurlik is dit duidelik dat hulle lewensomstandighede, hulle huislike omstandighede verskriklik baie verskil. Mimi se ouers is skatryk, daar's 'n kok en daar's 'n sjofeur en absoluut ons weet wat Len se omstandighede is. Hulle is goeie vriende in die sin dat Mimi nooi vir Len vir 'n naweek, vir die verjaarsdag, en hierdie twee het regtig 'n baie spesiale vriendskap. En ek dink Mimi se teenwoordigheid in Len se lewe het ook 'n groot verskil gemaak. En dan laastens, nog nie laastens nie, tweede laaste, kom ons by Len en Hein. Hulle is in dieselfde groep wat hierdie navorsing moet doen oor die werk, en Hein wil ook 'n prokureur word, maar hy's 'n vreeslike handige man. Hy het hierdie mondvletjie, en die eerste aand van hulle repetisie, met pausetyd toe hoor Len hierdie musiek en sy sien hom waar hy op die paviljoen speel. Nou hy was betrokke by die drama as hy het gehelp met die om die stel te bou. Nou ons sien later ook dat hy help om Tibby se karretjie te bou, so hy's baie handig. Hy's goed met sy hande. Een aand was daar 'n vreeslike storm en hy en sy ouers het vir Len opgelaai om haar te gaan aflaai by haar woonstel. Sy het baie was soos 'n nat hoender gelyk. En toe daai aand, toe sy nou glad nie op haar mooiste lyk nie, toe vra hy haar of sy hom sal vergesel na die matriekafskeid toe. Nou het sy bietjie van 'n probleem, want Wouter het haar ook gevra. Na Tibby se ongeluk het hulle albei Len baie betrokke geraak en sy het vir Hein ingetrek om vir Tibby hierdie waantjie te bou, om sy kamer reg te maak, en hulle het baie goeie vriende geword. Nou goed, hier het ek nou 'n groot spelfout, ouens. Champagne. Na die toneelstuk het almal, dit is mos nou maar tradisie, dan gaan kuier almal nou en nou partytjie, en sy word toe ook genooi, maar sy besluit toe nee, en toe vat sy 2 glase en 'n bottel champagne, en sy gaan na Hein toe. En dan uit die naspel weet ons, dat hulle na matriek nog in 'n verhouding was. Goed, ek dink ons is nou by die laaste een. Ja. Die laaste verhouding waarna ons gaan kyk is Len en Sproet. Ons weet sy naam is Gordon. Nou die eerste keer wat Len vir Sproet, sy het hom maar so genoem omdat hy baie sproete gehad het hy met sy vrou en sy dogter in 'n Volvo by haar verbygereis. So die hele Volvo ding sê ook vir ons, hulle was waarskynlik gegoede mense. En op daai eerste ronde het hy net vir haar klein geld gegee, small change. 'n Volgende ronde het hy vir haar R50 gegee. En hy kyk na haar baie geïnteresseerd. Nadat die ongeluk gebeur het, nooi hy, Len was vol bloed en sy was baie geskok natuurlik, nooi hy haar, en hy wys vir haar hierdie handvol note, wat duidelik vir die leser die indruk gee, hy het ander planne. Hy het ander intensies. In die woonstel
is Lien eers badkamer toe en sy het van die bloederigheid probeer afvee. En toe hulle in die kombuis is en hy besig is om koffie te maak, toe soek hy toenadering en hy begin haar liefkoos. En Lien, dit is daai oomblik wat jy nie weet, alles verstar so om jou. En sy daai gewoel in haar binnekant van, moet sy toegee, dis baie geld. En dan op die ou end maak sy daai keuse tussen goed en kwaad, en sy besluit, sy draai weg, voordat dit te laat is. Gelukkig het hy nie homself op haar afgedwing nie. Sy gee die geld terug om vir hom te sê, I owe you nothing. Hierdie hele insident het vir Lien diep geskit, geruk. She was deeply moved by this whole experience, because she was confronted with this huge question, am I prepared to go that far? En in daai hele verhouding wat gebeur het, op die ou end het sy besef, maar sy mis haar ma. She really misses her mother, and she sent her an SMS, and eventually she visited. So dit is die einde van die verhoudings tussen die karakters. Ek hoop dit het julle gehelp. Tot 'n volgende keer.